Ons is so geseënd met die gebeurtenis van Jesus Christus. En ek het dit Vrydag gesê en ek wil dit weer sê. Ons moet oppas dat Paasnaweek nie vir ons 'n gewoonte raak, soveel so dat ons dit vanselfsprekend vat van wat Jesus kom doen het aan die kruis nie. In my gebed is dat die kruisiging altyd vir ons iets spesiaal sal wees. Die kruisiging altyd vir ons 'n plek sal wees waartoe ons gaan en waarna ons kyk om te weet, maar Christus, die Seun van God, ons verlosser, het gesterf aan die kruis vir ons sonde, sodat ons kan vry wees van die mag van sonde. Maar die gevaar daarvan is dat ons kan nie gaan op ander mense se verlossing in die sin van as my ouers die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker, kwalifiseer ek nie outomaties om 'n kind van God te wees nie. Because it's a free gift of righteousness. En die enigste persoon wat dit vir jou kan gee, daai geskenk kan gee, is Christus Jesus. Jou ouers kan jou lei soontoe, maar iewers gaan jy 'n besluit moet neem om te sê maar ek aanvaar Christus. En ek het die voorbeeld gebruik van my kinders ook. En ek knip dit af in Jesus se naam, want almal sê altyd die pastoor se kinders is die stoutste kinders, so ek knip dit af in Jesus se naam. Hulle is stout, maar hulle is nie die stoutste kinders. Mense sê altyd, ja, as die pastoor se kinders altyd gaan hoer en remoer, ek knip dit af in Jesus se naam. Maar my kinders kwalifiseer nie outomaties omdat ek 'n pastoor is nie. Hulle gaan nie hemel toe omdat ek 'n pastoor is, of omdat ek en Marinay die Here dien nie. Alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. So wat ek wil kom duidelik maak vir ons vanoggend, is hoe ons moet aanvaar die geskenk van verlossing. En dis die gevaar van die wêreld waarin ons leef. Want die mense preek en sê, maar ons almal is kinders van die lewende God, en dit is absoluut dwaalleer. Want ons is alleenlik kinders van God deur die Heilige Gees, want ons gees getuig saam met God se gees dat ons kinders van God is. So nie almal is kinders van God nie. Almal het toegang om kind van God te wees, maar jy moet die offer aanvaar. Jy moet die free gift of righteousness aanneem om te weet, maar dit kos my niks, dit kos net dat ek gaan sit en bely en sê, Christus is die Seun van God, hy het gesterf vir my sondes aan die kruis, en ek weet hy het opgestaan, en hy leef, en hy regeer, en die Bybel sê, want as ek met my mond bely, met my hart glo, sal ek gered word. So jy het nie nodig dat iemand vir jou sê, bid agter my aan, en dit is altyd 'n goeie riglyn. Broers en susters, as ons nie daai besluit geneem het nie, en ons het geëindig Vrydag met dit, om te sê, maar gemaak seker, en ek hoop ons almal het gaan seker maak, en as ek bedoel, almal sluit ek my ook in, want ek wil nie hoor eendag, Here, maar ek was 'n pastoor, en Jesus sê vir my, jy het nog nooit aan my behoort nie. So ons moet versigtig wees om te dink dat ons lewe so gemaklik, maar ons het nog nie die Here aanvaar as verlosser en saligmaker nie. Dit is so belangrik vir ons, die kruisdood van Jesus Christus, waar hy vir ons kom sterf het. He made him who knew no sin. Hy het hom sonde gemaak wat nie sonde geken het nie. Jesus het nie leuen vertel nie, hy het nie gevloek nie. Wanneer hy kwaad word, het hy righteous anger gehad oor die onreg wat geskied in die tempel. Dis nie 'n fout wat Jesus begaan het nie. Hy was kwaad wat die tempel gemaak het voor. Jesus was sonder sonde. Die perfekte offerlam. Geslag vir ons. En soos wat die naweek aangaan, dink ek aan die disippels. Nou ons as moderne kind van God, as ek bedoel moderne kind van God, bedoel ek Christus het klaar gesterf het vir ons aan die kruis, Heilige Gees het klaar gegee is vir ons. Ons weet, want ons kan net 'n paar hoofstukke aangaan en ons kan sê, okay, dis wat gebeur het. Jesus het weer opgestaan en 40 dae daarna is Jesus opgevaar in die hemel en 10 dae daarna is dit Pinkster. Okay, goed, maar die disippels was half in die duisternis die hele tyd as gevolg van hulle eie mens wees, né? Want Jesus sê uitdruklik vir hulle presies wat gaan gebeur met hom. Hy sê vir hulle, ek gaan sterf, ek moet soontoe gaan om te gaan sterf. En Petrus bestraf eintlik Jesus, sê nooit, Here, mag dit nooit u oorkom nie. En Jesus sê vir hom, wyk agter my Satan, want jy maak dit vir my moeilik. So in ander woorde, die disippels besef nie wat eintlik aangaan nie. En imagine hulle Saterdagoggend. Wag, kom ons begin. Imagine hulle Vrydag. Hier is hulle Messias. Geslaan en gespoeg, gehang aan die kruis, hy sterf, hulle haal hom van die kruis af, hulle is besig om hom te balsem en sy liggaam voor te berei, en Josef
kom en hy sê, maar ek het 'n graf wat ek hom kan in gaan bære, 'n graf wat in 'n grot is, wat 'n gat in die berg is, julle kan hom daarso gaan begrawe. Imagine die geween en die seer om Jesus voor te berei. Daar was nie 'n begrafnis, en ek sê dit met groot respek, daar was nie 'n begrafnisondernemer wat dit gedoen het nie, jy moes dit self doen. En hier is Jesus, pap in die hande van sy ma, leweloos vir die aangesig van sy vriende. En hier lê hy, in hulle balsem hom. Ek kan net dink, sy ma's, dit is nie skriftuurlik nie, asseblief, moenie sê ek quote skrif nie, soen hom dalk op sy voorkop en sê, ai my Jesus, vou hom toe, en hier lê hulle gaan slaap, kon hulle slaap dalk die Vrydag aand, of is hulle so bewoe, hulle hart is so verskeer, en buiten dit nou het Johannes nog 'n ma by, want Jesus het toe hy aan die kruis hang, toe kyk hy na sy ma en hy sê, vrou, hier is jou kind, en seun, hier is jou ma, en hy vra vir Johannes eintlik, versorg my ma asseblief. So nou het Johannes nog 'n ma by, en imagine die Saterdagoggend, Jesus in die graf, die disippels gebroke, hartverskeer, alhoewel Jesus presies vir hulle gesê het wat gaan gebeur, dalk dink hulle aan alles wat Jesus vir hulle gesê het, dalk is hulle besig om te praat oor dit wat Jesus vir hulle gesê het. Petrus voel so sleg omdat hy Jesus verloon het, verraai het. Hy sê, ek ken hom nie. Die Bybel sê, hy het gevloek, kritaal gebruik, en hy sê, man, ek ken hom nie. Hoe moet Petrus voel? Hoe voel die disippels magteloos, want hulle Jesus is dood? So dink net hoe moes hulle gevoel het. Onthou een ding, Jesus moes opstaan uit die dode, anders was die offer nie voltooi gewees nie. Ja, alhoewel Jesus gesê het aan die kruis, dit is volbring, en alhoewel Jesus gesê het, aan u gee ek my gees, alhoewel dit volbring was op daai tyd, Jesus moes opstaan uit die dood uit, anderste was dit net nog 'n tragiese dood, 'n gruisame dood. As Jesus nie opgestaan het van die dode af nie, was die offer vir niks. Want Jesus moes opstaan om te triomfeer oor die dood. En ons gaan nou lees van waar was Jesus terwyl hy dood was vleeslik. So met ander woorde, die kruis, die feit dat Jesus gesterf het aan die kruis, bewys hy is 100% mens. Die feit dat hy opgestaan het uit die dode uit, bewys dat hy is 100% God. Want as Jesus nie opgestaan het uit die dode uit nie, kon hy nie regverdig oordeel oor die lewendes en die dooies nie. So nou gaan ons verder lees, en ons lees nou hierso, of nou gaan ons begin lees, in Johannes 20 vers 1 tot vers 10. So wat het gebeur toe Jesus dood is? Nou weer eens, hier is iets wat ek al genoem het ook, ek het laas jaar ook oor dit gepraat, en is nie dat ek ou brood kry nie, alhoewel mense sê ou brood toast lekkerder, maar so ek gee net vir julle 'n snackwich in plaas van 'n vars brood. Dis nie dat ek nie geweet het wat om te, maar dis wat gebeur het op Opstandingssondag. Selfs soos met Hemelvaart, dat jy kan nie iets aan, daar is revelations wat die Here vir jou kan gee, maar die storie bly dieselfde. Selfde met Pinkster ook. So asseblief, dis nie net 'n ding wat ek sê, ek weet nie wat om doen nie, ek gaan hierdie preek nie. Dis wat gebeur het vir jou en vir my. Okay. Johannes 20 vers 1 tot vers 10, ons gaan 'n paar verse lees weer. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus. Nou in plaas van dat sy onthou het wat Jesus sê, hardloop sy in plaas om te weet, maar Jesus leef, hardloop sy na Petrus toe en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, Johannes, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, in plaas om te sê Jesus het opgestaan. Want hy het vir hulle gesê, hy het vir hulle dit gedeel, maar kon dit nie begryp nie. En nou, Jesus weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en hoor gou hierson, wat skryf Johannes, en die twee het saam gehardloop, so Johannes skryf, en hy sê, ek en Petrus het saam gehardloop,
en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus. Dis asof Johannes net vir Petrus sê, luister ou, ek is vinniger as jy. En die hele mensdom gaan dit eendag lees. So eendag in die hemel gaan ons sê, ai Petrus, jy moet 'n bietjie step up hou. Ek sê ons gaan nie. En Petrus en eerste by die graf gekom en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doeke wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, so met ander woorde, hy het nie gesien en glo dat Jesus het opgestaan dood uit nie. Hy het geglo wat Maria gesê het van, okay, Jesus is weg. Nie Jesus het opgestaan nie, want die disipels, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie, en die disipels het weer huis toe gegaan. Net gou vandag, as ons nie die Heilige Gees het nie, gaan ons nie verstaan wat God se woord sê nie. As hierso is 'n bewys, hulle stap saam met Jesus Christus, maar as daar nie 'n verhouding met die Heilige Gees is nie, en ek sê nie die Heilige Gees is superior as Christus Jesus nie, ons dien 'n drie-enige God, maar ons mis soveel, omdat ons leeg is en nie die Heilige Gees het nie. Hulle het nie verstaan nie, omdat hulle nog nie die Heilige Gees gehad het nie. Ons het die Heilige Gees, ons moet verstaan. Lukas 24 vers 3 tot vers 12, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here gekry nie. En terwyl hulle hieroor in die verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere, en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarop soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Toe hy in die geheim met sy disippels gepraat het, hy gesê, luister ouens, ek gaan sterf, maar ek gaan opstaan op die 3de dag. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Net daartoe drop die pen en het val in hulle gees, okay, ons onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander, en dit was Maria Magdalena en Johannes en Maria die moeder van Jakobus en die ander vrou saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hom nie geglo nie, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Nou, waar was Jesus toe hy dood was? Nou, vir konteks wil ek die volgende lees, en ek gaan 'n ander skrif ook lees, wat ek vanoggend, wou ek net bietjie verder lees, so ek gaan hierso lees, maar dan gaan ek in die Bybel ook gaan wat nie op die bord is nie, dis ook belangrik is om julle Bybels kerk te bring, dat julle kan volg, Lukas 16, net vir konteks, okay, Lukas 16 vers 19 tot vers 24, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het, en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly in hierdie vlam. So voor Christus Jesus, voor die offer van Christus Jesus, was daar die doderyk. In die een kant, ons gaan nou verder leef, in die een kant, daar was 'n kloof, in die een kant was die gelowiges, en in die ander kant was die ongelowiges. Okay, so hoe is die manier van redding, as Jesus dan nie vir hulle kom sterf het voor die tyd nie? Die wette te onderhou, die feeste te onderhou, dit was die manier van redding vir Lazarus en die ryk jongman ook, om gehoorsaam te wees aan die bepalinge wat die Here vir hulle gegee het. En dan as hulle sterf, was hulle na die doderyk toe, want Jesus het nog nie opgevaar hemel toe, ons gaan nou lees, want hy moes die eersteling wees.
Jesus moes die first fruits wees om toegang vir ons te kom gee om hemel toe te gaan. So die doderyk was 'n plek gewees waar Lazarus was en die ryk jong man was daar gewees. Ek wil gou vinnig verder lees hierson in Lukas 25. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. So die mense wat in pyn en smart in die doderyk was kon nie oorgaan na die plek van die gelowiges toe, waar daar vreugde en blydskap, sonder sonde, sonder fout, waar daar vreugde geheers het. En hy sê, ek bid dat u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur. Stuur vir Lazarus na my paal toe asseblief, Abraham. Want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ons lees gou hierso van dit uit, nou gaan ons gou na Matteus 28 toe. Matteus 28 vers 11 tot vers 15, hoor gou hierso. Na die opstanding van Jesus Christus. Miskien ek gaan vers 28 lees. En laat na die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week kom Maria Magdalena, soos jy kry, dis 'n engel van die Here. Hy is nie hier nie in vers 6, want hy het opgestaan soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf af, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. Dis 2 wagte. En terwyl hy op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. So die wagte wat daar was, gryp toe Jesus aan, hulle soen Jesus aan sy voete, en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. So die engel sê vir die wagte, ouens, julle moet gaan vertel vir die disippels. Jesus verskyn aan hulle, en Jesus sê vir hulle moet vir my broers dit gaan sê, oor die son. Nou ons praat oor dat al sou iemand uit die dood uit opstaan, hulle dit nie glo nie. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Jesus het opgestaan. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee. En gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Pas op dat wêreldse besittings nie jou weerhou om te Christus te volg, om te doen wat God vir jou sê nie. So dis net 'n bietjie ietsie ekstra, maar om te praat oor dis die doderyk, en die enigste manier van redding in daardie tyd was as hulle die wette onderhou het. Okay? So Jesus Christus sterf, en waartoe gaan Jesus Christus? Jesus gaan in die doderyk en gaan preek die evangelie. Jesus gaan in die doderyk in die kant van die regverdiges, en hy neem elke een van hulle hemel toe. Onthou, Jesus Christus toe die man in die kruis hang, toe sê die man in die kruis, Here, dink aan my, en Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys gaan. So die paradys is by die hemele, is in die hemele waar Christus nou sit, aan die regterhand van die troon, wat ons gaan lees, dat Jesus sit aan die regterhand van die troon by God die Vader. So daar was 'n skeur gewees met die een kant die regverdiges en die onregverdiges. So waar is die onregverdiges nou? Nog steeds daar, want die hel is nie gemaak vir mens nie.
Die hel is gemaak in die einde vir die vyand, vir Lucifer en die antichrist en die profete van die vyand, wat heeltemal anderste tema is vir 'n ander dag. So vir konteks, die doderyk het twee dele gehad. Die lewende kant en die dooie kant, waar die ryk jongman was en sê, Abraham, laat Lazarus net 'n druppel op my tong kom sit, want ek is gepynig hierdie kant. So waar was Jesus Christus? Hy het afgegaan in die doderyk in, verlossing verkondig, die saam met hom geneem en die sleutels van die doderyk nie gevra nie, maar gevat uit die hand van die vyand af. Hoor gou hierso. 1 Petrus 3 vers 18 tot vers 19, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy het die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Hy het gepreek, so met ander woorde, die ryk jong man, almal hierdie kant kon sien dat Jesus is in daai kant. Hulle kon dit sien. Openbaring 1 vers 17 tot vers 18, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jesus het die mag, het die autoriteit gaan terugvat wat Adam vir die vyand gegee het. Het Jesus gaan terugvat. En dis hoekom Jesus sê, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En nou kan Christus regverdig oordeel oor die lewenes en die dooies ook. Johannes 20 vers 11 tot vers 18, nog 'n awesome stuk. Maar Maria het buitekant die graf gestaan en geween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan. En by die hoof een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, en dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Baie interessante ding, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. En Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Johannes 14 lees ons, Jesus Christus sê vir sy disippels, ek gaan na die huis van my Vader, waar ek vir julle sal plek voorberei, en as ek terugkom, sal ek julle neem waar ek is. So Jesus Christus het opgevaar na die Vader voor die hemelvaart ook. Hoekom? Want hy moes die skuldbrief gaan afbetaal het in die hofsitting van die hemel. Waar ons in die regterbank sit en ons word aangekla deur die vyand met al ons sondes, al ons oortredinge, was hierdie hofsitting gewees en Jesus stap in met die ransom, die bloed van die lam. En hy sê het nie 'n voet om op te staan, die vyand, dit is volbring, dit is klaar, die offer is betaal. Daar's redding en genesing vir elkeen van ons. Dood het nie meer 'n houvas in ons lewe nie. Dis hoekom Jesus moes eers na die Vader toe gaan. Johannes 20 vers 19, op dieselfde dag, en toe dit aand was op daardie eerste dag, soos nog steeds dieselfde dag van die opstanding, so die oggend het Jesus opgevaar, Maria en al die disippels sien hom, en Maria sien hom in Johannes, en sien hom, en hy sê van, gaan vertel, moenie my vat nie, ek was nog nie na my Vader toe nie, gaan vertel dit vir my disippels, en Jesus is na die Vader toe, en hoor gou hierson. En hier kan ons sien, Jesus het sy verheerlikte liggaam, hoor gou hier. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê,
Jesus het nie aan die deur geklop en gesê, maak oop nie. Jesus was daar, by hulle gewees, onmiddellik. Terwyl hy het vrees vir die Jode, vergader het op dieselfde dag, terwyl hy die oggend gehoor het, Jesus het opgestaan. En Jesus, met Jerusalem was, het Jesus gekom, in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle hande, sy hande en sy, en die disippels was bly, toe hulle die Here sien. Broers en susters, Jesus het 'n verheerlikte liggaam gehad. Die Bybel praat dat ons as mens gaan ook 'n verheerlikte liggaam kry. Onthou ek in die begin gesê dat Jesus is the first fruits. Jesus is die eersteling van alles wat met ons gebeur en gaan gebeur in ons lewe. Hoor gou hierson. 1 Corinthians 15 verse 22 verse 23. But now as things really are, Christ has in fact been raised from the dead, and he became the first fruits, that is the first to be resurrected with an incorruptible, immortal body, foreshadowing the resurrection. For those who have fallen asleep in death, for since it was by a man that death came into the world, it is also by a man that the resurrection of the dead has come. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order. Christ, the first fruits. Jesus moes opstaan uit die dood uit, en die doodryk ingegaan het, om hemel toe te gaan, sodat hy ons kan voorberei vir ons ewigheid ook eendag. Ons kon nie Jesus vooruit gaan nie, ons kan nie. Daarom het ons nodig, as u wil weet hoe jou lewe gaan veronderstel is om te lyk en wat nog gaan gebeur, gaan kyk na Jesus Christus. Want ons is erfgename van God die Vader in Christus Jesus. Want alles wat Jesus sin is ons sin ook. Die Bybel sê ook, dieselfde gees wat Jesus uit dode opgewek het, leef in ons ook. So Christ is the first, but each in his own order. Christ the first fruits, then those who are Christ's own will be resurrected with incorruptible, immortal bodies at his coming. Ons gaan opgewek word with incorruptible, immortal bodies at his coming, net soos Christus Jesus. Jesus moes die eerste een wees wat ingegaan het om die prys te betaal vir ons sondes. Hebreërs 9 vers 11 sê die volgende, ek maak klaar met die volgende twee, julle byt nog vas, nog 2 verse oor. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter die tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die onreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Hoeveel te meer as Jesus of as God die Vader die sonde bedek het van die volk deur diere en bokke, hoeveel te meer sal hy jou sonde wegneem deur sy offer. Hebreërs 10 vers 10 tot vers 12. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring, wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Daar was nie 'n stoel in die heiligdom nie. Want die priester kon alleenlik sit as die werk klaar was van die priester. Jesus is die enigste hoofpriester wat kon gaan sit het, want sy werk was klaar. Hy het die offer betaal en daarom sê Hebreërs 10 vers 12 vir ons, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En daarom kan ons altyd dit sê, dit is volbring. Ek wil vanoggend vir elkeen van ons sê, Jesus is genoeg. Daar's nie 'n ander manier van redding behalwe deur die bloed van Christus Jesus nie.
En ek sê weer wat ek in die begin gesê het, pas op dat die besag, die Paasnaweek nie vir ons 'n gewoonte raak nie. Pas op dat hierdie nie vir jou 'n vakansietyd is. En ek asseblief, jy kan op vakansie gaan, asseblief, jy mag. Soos ek gesê het, Vrydag, jy mag op vakansie gaan. Ek's net jaloers dat jy kan op vakansie gaan. Maar al gaan jy op vakansie, op Paasnaweek, herdenk dit wat Jesus vir ons kom doen het. Mag ons besef die beskerming wat Christus kom doen het vir ons, wat God die Vader kom doen het vir ons te beskerm teen die dood. En gaan doen self ondersoek in jou lewe, het ek regtig my hart vir die Here gegee? Of lewe ek in die skadu van my ouers, of van die ander mense, of van tradisie eintlik? Sê maar, ek gaan kerk toe, ek is gered. Broers en susters, die feit dat die kerk toe kom beteken nie, kerk is nie redding nie. Alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. So gaan doen selfondersoek en gaan kyk, Here, is ek nog besig met die regte ding, of laat ek toe dat tradisie my dryf? Of is ek op daai punt wat ek sê, Here, ek wil vir U leef, of vir U alleen leef? Want dis die enigste manier van redding vir ons as mens, is die kruisdood van Christus Jesus. Hoe gaan mense hoor van die kruisdood van Christus Jesus, as ons nie gaan vertel dat Jesus red nie? Filippus kom by die Ethiopiese man, en hy lees die profeet Jesaja, die kruisiging, waar die lam wat geslag word, en Filippus vra die man, verstaan u wat u lees? Hy sê, hoe kan ek verstaan as niemand my die weg wys nie? Die verlossing van Jesus Christus is nie gemaak dat jy sê, dankie tog, ek is gered, en almal om jou is ongered nie. Gaan deel die evangelie. Dis nie net joune nie, dis almal sin. Dis 'n geskenk wat vir almal is, en hoe gaan die wêreld sien en hoor as ons nie dit leef en dit verkondig nie? Here Jesus, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie naweek, Here, wat U opgestaan het vir ons. Here, U is so almagtig en kragtige God. So bid ek, Vader, dat elkeen van ons kan kom seën, en Here, ja, mag Paasnaweek vir ons altyd so spesiaal en kosbaar wees, om te weet, Jesus, iets my kom sterf vir my sonde wat my weerhou van U af. For all have sinned and fall short of the glory of God. Here, waar sonde inkom, en sonde bring skeiding tussen ons en Here, wanneer ek die bloedoffer aanvaar van Christus Jesus, kan ek naby kom aan God die Vader, so naby, ek kan in die troonkamer instap, en selfs as U fluister, kan ek die stem hoor, so naby kan ek aan Jesus kom. En Jesus, dankie vir wat U vir ons kom doen het aan die kruis, en Here, die volgende 40 dae en 50 dae in totaal, wat oplei na Paasnaweek toe, na Pinkster, en Hemelvaart, Here, vra ek dat U iets awesomes kan doen in ons harte, asseblief, Here, daar opgewondenheid kan wees, wanneer ons saamkom om te praat oor Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, wat so nodig is in die tyd en die lewe waarin ons leef. En ek wil vra dat U elke vir ons kan kom seën en kom toevou en kom beskerm ons in hierdie dag, asseblief, Abba Vader. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. En ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.